Môre vriende, welkom vanoggend hierso. Spesiaal ook die familie Tannie Mary. Dis vir my 'n voorreg om vanoggend saam met julle hier te kan wees. En ook op hierdie manier van ouma Albertus te kan afskeid neem. Ek wil voordat ek vir sy kleinseun Albertus Meyering gaan geleentheid gee om die kersse te kom aansteek, wil ek graag vanoggend hierdie diens met hierdie woorde begin, bekende woorde van Psalm 23. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan. Is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dis U staf en die stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lente van dae. Vriende, genade en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en die Trooster, die Heilige Gees. Amen. Kom ons gee vir Albertus Meyering geleentheid om die kers te kom opsteek. Vriende, op die programme is daar 2 liedere aangedui. Ons sing nou lied 464 vers 1, 2 en 4. Die familie kan bly sit indien julle so verkies. Kom ons staan en dan sing ons lied 464, daardie 3 verse.
Kom ons sit net so en dan raak ons vir 'n oomblik stil en ons sluit ons oë. Here, elke keer as ons hier is, kan ons nie anders as om weer te bely dat hierdie een van die moeilikste plekke, en moeilikste dele van die lewe is nie. Here, ons weet as u kinders, dink ons anders oor die dood. Here, maar die verlies bly groot. Die verlange oorweldigend. Here, mag u vandag elkeen wat hier is, Tannie Mary, die kinders, die kleinkinders, die familie, vir elkeen wat van ver af inskakel, kom toevou in u liefde. Kom herinner dat hulle nie alleen is nie. Kom troos, Here. Amen. Nou, vriende, ek het natuurlik vir oom Albertus nou eers hier na die einde toe so klein bietjie leer ken. En altyd as jy so na die stories luister agterna en besef jy sou eintlik iemand nog beter wou leer ken. Met Tannie Mary, Tannie moet my nou vergewe, ek gaan nou een van gister se stories vertel. Want gister vertel Tannie Mary vir my en ek hoop ek onthou die storie min of meer reg. Iewers het oom Albertus waartoe is hy saam met die dominee gewees? Hulle daar kom kuier. Hulle daar kom kuier, as hy. Is en die van julle wat nou van hier is, sal nou weet, almal wat hier Gansbaai, Baardskeiersbosse omgewing is, Witblits is 'n redelike bekende ding hier by ons. Ons is almal so semi-vertrou daarmee. En oom Albertus gee toe vir die dominee wat van Witblits net mooi niks weet nie. Gee hy toe so 'n skootjie van die Witblits. En hy sê vir hom toe nou maar, hy moet dit maar vinnig sluk, want as jy dit stadig drink, dan is dit mos nou nogal redelik sterk en oorweldigend. En so sluk die dominee dit toe nou vinnig af. En toe hy nou op 'n stadium weer sy asem terugkry, toe verklaar hy dat hy gesien het hoe die hemelse poorte oopgaan. En is eintlik vir my so mooi, want hier sit ons vanoggend, omdat dit is wat ons bely. Omdat ons dit is wat ons ook hoor oom Albertus bely. Dat ons hier by mekaar is, omdat die hemelse poorte nie net vir hom nie, maar vir elkeen van ons oopgegaan het. En ek het nou onmiddellik die dag toe die oom oorlede is die een ding wat vir my opgeval het oor hom, terwyl ons sit en gesels en ek na die stories luister, het dit net weer vir my diep getref, die impak wat ons dikwels het. En wat sommige mense dikwels het sonder 'n groot bohaai. En daarom het ek vanoggend besluit om vir vanoggend het ek op die ouene gekies vir 'n teks uit 1 Tessalonisense 4 uit. Vanaf vers 9 wat ek wil lees.
dan word daar geskryf oor die broederliefde. Is dit nie nodig dat ek vir julle skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Julle het inderdaad ook al die broers in die hele Macedonië lief. Maar ons moedig julle aan, broers, om dit nog meer te doen. En dit vir julle 'n saak van eer te maak om rustig te wees. Nou as jy na die Grieks gaan kyk, hier sou jy daai rustig ook kon vertaal met stil. Om rustig of stil te wees. Daardie gedagte van om nie 'n groot bohaai op te skop nie, om nie met 'n groot fanfare te doen wat jy doen nie. En dit vir julle 'n saak van eer te maak om rustig te wees, julle met julle eie sake te bemoei. En met julle eie hande te werk, soos ons julle opdrag gegee het. Sodoende sal julle eerbaar kan leef in die oë van die buitestanders en van niemand afhanklik wees nie. Ons lees net tot so ver toe. Gedeelte wat gaan juis oor hierdie onderlinge liefde, om jouself te bemoei, en sover ek, die bietjie wat ek van hom Albertus ken, is dit juis wat ek van hom beleef het, anders as vir 1 of 2 sepies, wat hy geniet het, is dit definitief nie iemand gewees, wat te veel met ander se sake, homself bemoei het nie. En ek dink ons leef in 'n wêreld wat baie gewig aan 'n geraas koppel. Hulle wat verskriklik raas, die hardste stemme, ons kyk deesdae na sosiale media, dan sien ons hoe beklei mense graag op sosiale media. Welkom julle. En dan kan mens so maklik word daar dikwels hierdie gewig geplaas aan 'n fanfare, aan hard wees, aan raas. En dan luister ek, en dit was vir my juis wat vir my op die dag van sy dood opgeval het, het ek daar gesit en ek het geluister na die stories, en die een ding wat my die hele tyd tref, is kyk die impak wat hierdie man gehad het, sonder om te raas. Sonder om 'n behoefte te hê om oral gesien te word. En Paulus skryf iets hier in hierdie gedeelte, eintlik hierdie merkwaardige stuk hier in die gemeente daarso in Thessalonika. Hy sê vir hulle, maak dit julle eer om rustig te wees, om stil te wees. Dat dit eintlik dit wat vir jou, daardie eer waarvan hy praat, is juis dit wat ek ag as belangrik om gesien, wat belangrik is om van my geweet te word, gesien te word. Dit waarvoor ek sal staan, my eer, maak dit julle eer om stil te wees, om rustig te wees. Om lief te hê. Om getrou besig te wees met jou sake. In 'n wêreld wat eer soek in geraas dikwels, kom sê Paulus vir ons dat ware eer lê juis in hierdie stille, getroue lewe. Iets daarvan beleef ek in die verhale van oom Albertus. Toe ek nou die programmetjie gister kry en ek lees so 'n bietjie daardeur, is dit juis iets daarvan wat ek beleef het. En hoe daaroor hom gepraat word. Daar word nie vertel van iemand wat groot toesprake gelewer het en vreeslik gesoek het om in die publieke oog te wees nie. Nee,
iets van iemand wat in sy ruimte, saam met sy mense, net eenvoudig hierdie liefde waarvan Paulus praat, geleef het. Was wie hy, sommer net was wie hy was. Ek onthou die verhaal wat jy vertel het oor sy gebede. Hoe hy vroeër jare, toe sy gesondheid nog beter was, nog elke dag by sy eie bed gekniel het en gebid het. Geen behoefte gehad het om voor almal en gesien te word nie, maar daar in sy binnekamer stil met die Here gepraat het. En dan sien mense hoe dit uitspeel in die verhale wat die mense om hom oor hom vertel. Nie asof hy foutloos was nie. Ons is nie hier om te maak asof hy die engel Gabriël was nie. Dis nie wat die lewe maak nie. Dis nie wat 'n dag soos vandag 'n ruimte maak om te maak asof ons maar net perfek was nie. Maar hierdie is juis die geleentheid waar ons sê, ja, ons het foute. Albertus sou hulle ook gehad het. Ons is vandag hier om die mooi wat hy in elkeen van ons lewens gebring het te kom vier. Om dit te onthou, om daaraan vas te hou. Iets van die egtheid. En Paulus kom en hy sê dit so mooi, hy sê vir hulle eintlik, maar hiervoor hoef ek nie eintlik eers vir julle te sê, oor te skryf nie, ek hoef nie vir julle hieroor te leer nie, want die Here het dit self in julle kom plant. Die Here het self hierdie liefde, om verander lief te hê, op jou eie manier, om te wees wie jy is, en so eintlik hierdie rimpel effek van liefde in die wêreld rondom jou te kom vestig. Die Here het dit self kom plant. Dan tref dit my so, is dit nie juis eintlik oor wat ons kan sê oor iemand soos oom Albertus nie. Hoe die liefde uitkring, sommer net deur dit wat hy kom doen het. Hoe hy raad gegee het. Hoe hy saam vis gevang het. Hoe hy saam brood gebak het. Hoe hy by sy vuur gesit het en saam kos gemaak het. Dis die liefde van die Here. En ons elkeen word genooi om op 'n dag soos vandag weer opnuut te vra, Here, is ek besig om deel te neem aan hierdie rimpel-effek? Is ek besig om dit wat ek mooi ontvang het deur ander van U af lewend te hou? Is ek besig om eintlik my eie huldeblyk te skryf? Wanneer ons vandag hier is dit verseker een van die moeilikste plekke in die lewe om te wees. Maar dit is ook 'n plek om dankbaar te wees. Is dit 64 jaar? Wat julle mekaar al ken? 64. Dis 'n leeftyd. Dan dink mense aan al die avonture, al die toere, al die lekker kuiers.
Dis hoe oom Albertus lief gehad het. Nie noodwendig deur 'n klomp groot woorde nie, maar met sy hande, met sy tyd, met sy daar wees. En Paulus kom vertel vir ons so lewe dra vrug. Nie applous nie, maar respek en liefde en herinneringe. En dis 'n nalatenskap wat elkeen van julle as familie en vriende kan najaag. Dat die rimpel-effek van ons liefde sal aansluit en sal meer word by hierdie liefde wat van die Here afkom. En dat mens so eintlik ook vir oom Albertus lewend hou. Deur die mooi wat hy te gegee het, ook vir ander te gaan wees. En die ure wat hy afgestaan het om raad te gee, geduldig deel te wees van die mense vir wie hy lief is. Vriende, ons neem afskeid van iemand wat nie nagejaag het om raak gesien te word nie. En tog daarin is hy gesien. En meer nog, vandag kan ons bely, God het hom gesien. God het elkeen van ons wat vandag hier is, elkeen van julle wat vandag hartseer hier is, sien hy ook raak. Het hy ook lief. Mag julle sy troos beleef. Mag die herinneringe net mooier en mooier raak. Mag julle sommer gou vergeet van enige foute of kopstampe wat daar ooit was. En mag julle net hierdie stille liefde in 'n kombuis langs die see, in 'n saamkuier, in 'n grappie. Mag julle dit onthou en mag dit julle vorm om meer en meer self daarvan te wees. Here, ons weet niemand van ons is perfek nie. En soos met elkeen van ons, sou ons waarskynlik 'n klomp foute kon opnoem by oom Albertus. Maar vandag, Here, kom vier ons net die mooi. Vandag, Here, kom sê ons dankie daarvoor. Here, ons kom lê die hele familie voor u voete. Spesiaal vir Tannie Mary. Kom maak haar diep bewus van u nabyheid. Dankie, Here, vir die eggenoot wat u vir haar ook gegee het. Dink aan haar woorde daardie dag van sy afsterf. Toe sy sê, vir 'n beter man kon sy nooit vra nie. Stuur vir haar wie sy nodig het, die kinders, die kleinkinders,
haar familie, en vir elkeen van hulle, die kinders, Here. Sy sibbe, vir elkeen wat vandag verlangend, verpletterd hier sit. Troos, Here, soos net U kan. Amen. Vriende, op die programmetjie sal julle sien Marlo Du Plessis, ons gaan vir haar geleentheid gee om die huldeblyk en die bedankings te kom doen. Goeiemôre familie en vriende. Albertus Johannes Badenhorst, gebore op die 1 September 1947 op Gansbaai, in dieselfde huis waar hy tans nog woonagtig was. Hy was op Gansbaai op skool tot standaard 5. En soos ons het vandag ken, graad 7. Daarna was hy hoërskool Drostdy toe. Hy het begin werk op Stanford as werktuigkundige by oom Rousseau de Tooy. En vandaar het hy by Kalkverdienste gewerk. In 1969 is Mary en Albertus getroud op Stanford, tesame met Susan en Croydon. In 1970 het hulle verhuis na Walvisbaai. Albertus het daar by Oceana Visfabriek gewerk. Hulle 2 dogters, Ina en Almarie, is ook in Walvisbaai gebore. In 1979 kom hulle terug Republiek toe en het vir 23 jaar op Stompneusbaai gebly, waar Albertus by St. Helena Baai vissery gewerk het as inmaakbestuurder. In 2004 tree hy af en het verhuis terug na Gansbaai om in sy ouer huis te woon. Die wie oupa goed geken het, sal weet, daar waar oupa was, daar was kalmte. Oupa was altyd so kalm, dat al was ouma hoe bevoeterd, en al het sy haar opinie gelig met 'n kwaai stemtoon, so oupa net gekyk het en gesê het, ja, my vroukie. En dan sy oupa na 'n tydjie, sou hy 'n entjie gaan ry het, altyd ergens langs die see, om die waters te bekyk. Maar ek dink meer, dit was net om vir ouma 'n kansie te gee om bietjie af te koel. As ek terugdink oor die jare, is daar so baie herinneringe, waarvan ek kan onthou. Die huis by Stompneusbaai het oupa se buitebraai 2 dromme gehad. Een was vir vuur maak en die ander een was vir kole. Dit was by daardie einste braai waar ek en my suster Mila leer braai het, want oupa het gesorg, daar moet 'n klein roostertjie wees, die kinders moet hulle eie vleis leer braai, die kinders moes leer. En dit was by daai einste vuurtjie waar oupa ons bekend gestel het aan sy 4 cousins papsak se kraantjie. Want watter man sou dan nou dors langs die vuur op 'n Sondagmiddag wou sit terwyl daar 'n hoendertjie op die spit is? Met sy leë plastiek wynglas sou hy vir ons loer en sê, serve the members. Later toe ouma hulle Gansbaai toe verhuis, was ons net so opgewonde, want skoolvakansies het ouma hulle vir my en vir Mila kom haal. Let wel, ons was baie opgewonde oor die vakansie, maar daai 4 ure klipwerf CD op die pad, was ons nie baie opgewonde oor nie. Later het die ander 2 kleinkinders bygekom. En nog voordat hulle kon praat, wou oupa al vir hulle liedjies geleer het om te sing. En jare daarna het die agterkleinkinders ook deurgeloop. Liedere soos die ene Hasie en Konynkie, sowel as ouma en oupa sit op die stoep. Maar in oupa se weergawe was dit elke keer ouma wat hard gepoep het, nie oupa nie. Want nes oupa altyd gesorg het vir kalmte, het hy ook altyd gesorg vir 'n grappie. Maar tussendeur die kalmte en die grappies maak, was hy 'n wyse man. As sy sin begin het, laat oupa jou nou vandag iets vertel. Dan het jy geweet, hier kom nou 'n les en jy moet luister, want oupa weet waarvan hy praat. Was hy 'n wonderlike eggenoot? Absoluut. Was hy 'n wonderlike pa? Beslis. Was hy 'n wonderlike oupa en selfs oupa Grootjie? Sonder twyfel. Ek onthou met ouma hulle se laaste kuiertjie by ons op Vredenburg, sit oupa en sy agterkleinkind, my dogtertjie Mianay, en teken. En oupa wys vir haar die prentjie wat hy geteken het, en Mianay frons en vra,
oupa, nou wat het oupa nou hier geteken? En hy sê vir haar, maar dis 'n katjie, kan jy nie sien nie? En sy sê vir oupa, maar oupa, die katjie het dan nie ore nie. Oupa sê, o gats, ek het die ore vergeet, maar toe maar dis nou sommer 'n gestremde katjie. Daarna was hy besig met sy volgende kunswerk. Weer frons Mianay vir die papier, want wat is oupa besig om te teken? En oupa sê, dis 'n padda. Sy sê, maar oupa, dit lyk glad nie soos 'n padda nie. Oupa sê, ja man, dis die klip, kyk onder die klip is die padda. 'n dag of 2 daarna het sy haar skooluitstappie gehad en hulle was Giraffe House toe. En daai middag kom sy heel opgewonde by die huis, ouma en oupa kuier op Vredenburg, en sy sê vir oupa, oupa, raai wat het ek vandag gesien? En oupa sê, nou vertel. En sy sê, ek het die tweede grootste padda in die wêreld gesien. En sy is heel kinderlik opgewonde. En soos ons vir oupa met sy streke ken, sê hy vir haar, weet jy wat is die grootste padda? En ek weet toe nou al klaar waartoe hierdie storie lei. En natuurlik was dit toe nou die padda onder die klip. Ek sluit hierdie Hildeblyk graag af met die volgende mooi woorde. Wat ons eens geniet en diep lief gehad het, kan ons nooit verloor nie. Want alles wat ons diep lief het, word deel van ons. Graag doen ek ook die bedanking soos ontvang vanaf ouma Mary. Eerstens wil ek ons Hemelse Vader bedank vir 78 jaar wat hy Albertus gespaar het, waarvan ons 57 jaar getroud was. Aan Ina, Almarie, Susan en Duifie, baie dankie dat julle daar was om my te ondersteun. Dankie vir ieder en elk wat blomme, eetgoed of net 'n drukkie by die huis kom lewer het. Aan Ilse en haar span, dankie vir die bydrae met verversings en vir die hulp na die diens met die bediening van koffie en tee. Aan Dr. Marina en haar span, baie dankie vir al julle liefde. Susan en Krooi, dankie vir al die jare se liefde en omgee vir Albertus. Koos en Gert, dankie vir elke oproep en al die liefde wat julle vir julle broer gehad het. Graag bedank ons ook vir Dominee Joubert, die koster, die orgelis, sowel as vir Tannie Elise vir die slideshow en vir Tony wie verantwoordelik is vir die livestream. Dankie Marlo, ek het vir ouma gesê, ek kan nou nie myself bedankie. Maar dankie Marlo vir jou hulp met die maak van oupa se kersblaadjies sowel as van die kerse. Laaste maar nie die minste, bedank ons graag elkeen van julle wie vandag hier is om totsiens te sê. Ek het in die boekie ook gesê, die almal is welkom om na die tyd asseblief saam met die familie verversings te kom geniet in die saal. Dis hy. Dankie Dominee. Vriende, ons gaan saam afsluit. Lied 510, ons gaan, ek dink al 4 die verse daarso sing van lied 510. Ons kan weer, die familie, julle is welkom om weer te bly sit indien julle wil, en dan bly ons staande vir die seën.
Ontvang die seën van die Here wat elkeen toevou in sy liefde, wat die groot trooster is. Mag ons sy vrede beleef. Amen.